Goeiemôre vriende, dit is vandag die 9de Augustus 2025 en ek wil met julle praat oor vrees. Die teks wat vir my uitstaan is Psalm 118 vers 6 wat sê, die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Nou as ons 'n bietjie verder gaan lees, dan kry ons baie interessante gedeelte in Deuteronomium 3 vers 1 tot 6. En hier praat God met Moses en hy sê vir Moses, jy moet nie bang wees vir koning Og nie. Jy moet nie bang wees vir koning Og nie, ek gee hom in jou hand. Ek wil vir julle lees Deuteronomium 3 vers 1 tot 6, Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, daarna het ons afgedraai na die land Basan toe. Dis nou Moses en die Israeliete deur die woestyn. En hy sê, daar het koning Og en sy leer ons by Edrei aangeval. En die Here het egter vir my gesê, moenie vir hom bang wees nie. Ek gee aan julle die oorwinning oor Og en sy leer. Ek gee ook sy hele land aan julle. Maak met hom net soos julle gemaak het met koning Sihon en die Amoriete wat aan Hesbon regeer het. So het die Here ons God vir koning Og en sy hele volk aan ons oorgegee. En ons het hulle almal doodgemaak en ons het al 60 van sy stede verower. Die hele Argopstreek in sy koninkryk van Basan. En al hierdie stede was versterk met hoë mure rondom en poorte met sluitbalke. En ons het terselfdertyd ook baie van die stede sonder mure ingeneem. En ons het die koning van Basan totaal verdelg, net soos wat ons koning Sihon van Hesbon vernietig het. En ons het al die inwoners, die diere, die vroue, die kinders uitgewis in elke stad wat ons verower het. So God sê vir Moses, moenie bang wees nie. Nou, baie interessante feit is, ek weet nie of julle weet nie, maar in 1918 is daar 'n man gebore, Robert Wadlow. En Robert Wadlow was die langste man wat nog ooit fisies aangeteken is waarvoor ons bewyse het. En hy was 9 voet 11 duim lank, amper 10 voet lank, toe hy dood is, toe hy 22 jaar oud was. En hier is dan nou 'n foto van hom, as jy 'n bietjie daarna wil kyk. En as ons nou gaan kyk, as ons nou Bybelse terme dink, dan dink ons Goliat wat die reus was, wat die grootste was van alle tye. Maar as ons gaan kyk, was Goliat maar omtrent 9 voet 6 duim lank. Nou die gemiddelde soldaat op daardie stadium in die Israeliese weermag was 5 voet 8 duim lank. Ons weet dat die Bybel sê dat Saul en selfs Dawid was kop en skouers langer as wat die gemiddelde soldaat was, so hulle was waarskynlik so 6 voet iets gewees. Maar Goliat was 9 voet en 6 duim, wat dan nou korter is as wat hierdie man was, wat in ons tyd nou nog geleef het. Nou as ons verder gaan, dan kry ons koning Og, en baie van ons lees verby koning Og. Nou, koning Og is die grootste reus wat opgeteken is in die Bybel, en ons lees dat hy omtrent tussen 12 en 13 voet lank was. Nou, in konteks, as jy na jou deurse kusyn kyk in die huis, dan is 'n deurse kusyn so 6 voet 6 duim lank. Nou, hy was tussen 12 en 13 voet hoog, wat beteken hy was omtrent die lengte van 2 deurkusyne bo op mekaar, om net vir julle 'n konsep te gee. Nou, ons lees hier dat God praat nou met Moses en hy sê, moenie bang wees vir hierdie koning Og wat so lank is nie. Ons lees in Josua 12 vers 4 dat koning Og was een van die laaste Refaite wat ooit geleef het, en die Bybel verwys ook na hom as 'n Amoriet. En as ons Psalm 135 vers 11 tot 12 gaan lees, dan sien ons Sihon koning van die Amoriete, Og koning van Basan, en al die koninkryke van Kanaan het hulle land het hy as erfdeel aan Israel gegee, as erfdeel vir sy volk Israel. Interessant as ons dan Amos 2 vers 9 gaan lees, dan kry ons ook hierdie verwysing wat effe verkeerd vertaal is in die Nuwe Lewende Bybel. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit is ek wat die Amoriete vernietig het voordat my volk in die land aangekom het. Hulle was so lank soos seders, so sterk soos akkerbome, maar ek het hulle uitgeroei met wortel en tak. Nou interessant dat in die oorspronklike Hebreëus is hier in enkelvoud na die Amoriete verwys, nie in meervoud nie. Ons sien dan ook dat die Classic Amplified vertaal hom reg. Hy sê, yet I destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oak. Yet I destroy his fruit from above.
Hier word nie na 'n hele volk Amoriete verwys nie. Hier word na een Amoriet verwys. En dan meer spesifiek as jy na die kommentare gaan kyk, koning Og. Hier word verwys na koning Og wat sê he was as strong as the oaks, yet I destroyed his fruit. His height was like the height of the cedars. So hy was so groot en so lank. Nou koning Og, ons lees dat hy een van die laaste Rephaites was. Met ander woorde, die Rephaites was die nageslag van die Nephilim, waarvan ons lees in die tyd van Noag. Die Nephilim waar daar die engele was wat afgekom het en vir hulle vroue gevat het. Tussen die mense en reëse wat gebore is. Ons sien ook as ons na die tydverskil kyk, dat tussen die tyd van die vloed van Noag tot dan nou die tyd wat Moses dan nou vir koning Og doodgemaak het, vind ons omtrent 1000 jaar wat verby gegaan het. Nou kom ons gaan terug na ons teks in Deuteronomium 3. Hy sê die Here het egter vir hom gesê, dis nou vir Moses gesê, moenie vir hom bang wees nie. Moenie vir hom bang wees nie. Nou as ons gaan kyk na die woord vrees in die Bybel, dan sien ons kry twee verskillende Hebreëse woorde. Die eerste Hebreëse woord wat ons almal met vrees vereensalwig is pagat. En dit is wanneer ek so terrified, ek so bang vir my lewe. Die vertaling sê terror and fear for safety of one's own life, concern for personal safety, fear born out of self-preservation. Met ander woorde, dit is die vrees en bewing wat ons normaalweg van praat, as ons praat van vrees. Dis die Hebreëse woord pagat. Maar hier in hierdie gedeelte gebruik hy nie die woord pagat nie. God gebruik die woord yara. En yara is 'n vrees wat gebore word uit respek vir die persoon of die ding waarvoor jy dan nou hierdie yara ervaar. Nou wat God hier adresseer in hierdie teks is nie pagat nie, dit is yara. Met ander woorde, 'n vrees gebore uit respek, nie 'n vrees dat ek bang is iemand gaan my doodmaak nie. So Moses het nie gevrees vir sy lewe nie. Moses het God geken. Moses het geweet die wonderwerke wat God gaan doen. Dit het nie hier om daardie vrees, daardie terrifying vrees gegaan nie. Dit het hier gegaan oor die feit dat God sê, moenie respek betoon aan hierdie reus nie, aan hierdie koning van God, van Og, hierdie koning Og. Hy verdien nie jou respek nie. Dit is wat God vir Moses sê. Nou, elkeen van ons kom voor baie reëse te staan in ons lewe. Dis baie keer finansiële uitdagings, baie keer verhoudingsuitdaging, allerhande dinge wat ongevraag oor jou pad kom en dreig om jou vrede te versteur. En dan laat hierdie goed jou rondrol in die nag in jou wakker lê, want jy laat toe dat hulle jou vul met 'n vrees wat kom uit respek uit. Nou, as ons nou gaan kyk, dan sien ons net God verdien hierdie respek. En solank as wat jy God eer en respekteer as die enigste God, is daar nie plek vir hierdie pagat vrees in jou lewe nie. Maar, sodra jy enigiets anders yara respekteer, het jy moeilikheid en dan sal hierdie vrees, hierdie pagat dan nou volg. Nou Lukas 12 sê dit baie duidelik. Hy sê, then Jesus said to the people, met ander woorde Jesus praat met die mense, hy sê, I tell you my friends, don't be afraid of people. They can kill the body, but after that they can do nothing more to hurt you. I will show you the one to fear. You should fear God who has the power to kill you and also to throw you into hell. Yes, he is the only one you should fear. Die Nuwe Lewende Bybel sê dit pragtig. Hy sê, ek sê vir julle my vriende, moenie bang wees vir die wat julle wil doodmaak nie. Hulle kan net die liggaam doodmaak. Hulle kan niks meer aan julle doen nie. Maar ek sê vir julle, ek sal julle sê wie om te vrees. En dan sê hy, julle moet ontzag hê vir God, wat die mag het om mense dood te maak en hulle daarna in die hel te gooi. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. So die enigste persoon wat jy mag yara, die enigste persoon wat jy met respek, 'n vrees gebore in respek moet hê, is God. Ek het hier geskryf, maybe you have been so overwhelmed with the giants that have entered your life, and now you have given it awe and respect and you are terrified. Weet jy moenie toelaat dat dinge in jou lewe jou so bang maak dat jy in die nag rondroem nie. Want dan gaan die
gaan die pagat kom, dan gaan daardie vrees kom. En die Bybel sê ons baie uitdruklik, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en respek en selfbeheersing. God sê, die enigste persoon wat ek mag vrees, is God. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ek bid vandag dat as daar reuse in iemand se lewe is, wat hulle vul met vrees, dat U aan hulle sal openbaar dat U die enigste een is, wat ons met vrees en met respek moet beheen. Here, ek bid vandag dat ons daardie nodige respek en eerbied aan U sal bewys. Leer ons, wys ons as ons hierdie ding verkeerd doen. Ek bid dit in die naam van Jesus en ek loof U daarvoor. Amen.